baie geestelike beginsels wat jy moet verstaan en insig hê. Ek gaan nie vanmôre na almal gaan nie, want my fokus is Jesus, maar dis sekere goed wat jy ook moet weet. Daar's sekere geestelike beginsels wat mense ignoreer en in misleiding val. Byvoorbeeld, die een baie belangrike geestelike beginsel is, baie mense wil in die bediening wees en baie mense wil preek, maar hulle huwelik is nie in orde nie. Dis 'n ontsettende belangrike beginsel, as jy iemand enigiets wil vertel, want die duiwel weet wat in jou slaapkamer aangaan, en hy weet wat in jou huishouding aangaan. You've got no authority to speak if your marriage is not in order. Een of ander tyd gaan die duiwel omdraai en jou bloedneus gee. We do a lot of deliverance, and I know, if I stand before a devil to cast out the devil, if I don't cast out that devil, he will cast me out. If I don't deliver the devil, he will deliver me. So I make 100% sure that my life is in order, and it begins with my marriage. Jy kan grootmond wees en jy kan 'n paar dinge doen vir die Here, maar een of ander tyd, as jou huwelik nie in orde is nie, gaan die vyand omdraai. As hy weet een van die belangrikste beginsels wat God daar gestel het, is nie in orde nie, gaan die vyand omdraai en jou bloedneus gee. Dit het in die Bybel gebeur. Die seuns van die priester in die boek van Handelinge, wat die duiwels probeer uitdryf, hulle lewe is nie in orde nie. Hulle probeer duiwels uitdryf, en hulle dryf die duiwels so uit, hulle sê, kom uit in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig. Die duiwels het 'n paar keer gereageer, maar op hierdie punt, toe raak hulle moeg. En die duiwel sê vir die seuns, dis priesters se seuns hierdie, hoor, vir Paulus ken ons, en Jesus ken ons baie goed, maar wie's julle? Vra vir jou langs jou, wie is jy? Sê vir maak seker jy weet wie is. Wie's jy? En daai seuns het bebloed en naak daar uitgehardloop, because the devil overpowered them and stripped them naked. At some point in your life, if your life is not in order, you think you will cast out devils, and if I speak about casting out of devils, ek praat nie net van direkte duiwel uitdrywing waarin ons baie betrokke is nie, maar om die duiwel uit situasies uit te dryf, om die duiwel uit jou besigheid uit te dryf en op een of ander stadium gaan die duiwel omdraai en sê, ek ken vir Jesus en ek ken so en so, maar wie is jy? Is jou lewe in orde dat jy my wil kom uitdryf? En dan gaan hy vir jou bloedneus gee. Sê vir jou langs jou, beginsel vas. Say, be a person of principle. Daar's baie ander beginsels in die koninkryk van God, wat ek nie nou oor wil deel nie, wat baie mense nie glo nie en nie wil verstaan nie, en die einde van sulke mense is altyd verwoesting. Jare terug het ek 2 ouens gehad in hierdie gemeente. Hulle wil net Jesus film wys en hulle wil die hele wêreld vol preek. Ek sê vir jou langs jou, dis 'n goeie ding. Maar nie 'n goddelike ding as God jou nie stuur nie. Daar's goeie dinge en goddelike dinge. Hierdie al 2 ouens se huwelike was nie in orde nie. En die eerste ding wat ek vir hulle sê, wat julle wil doen is baie great. Maar gaan dit met julle vrouens? Nee, maar ons moet mos preek, ou. Nee, jy het niks om te sê as jou huwelik nie in orde is nie. Ek sê vanmôre vir elke ou wat hier so sit, as jou huwelik nie in orde is, het jy niks te sê nie. Dan moet jy jou mond hou, anders gaan jy bloedneus kry. Een van die belangrikste dinge van 'n man en 'n vrou van God, 'n man van God, hy moet sy vrou lief hê. As 'n man nie sy vrou kan lief hê nie, het hy niks te sê nie. Die Bybel sê, mans, hê julle vroue lief. Dis 'n baie sterk beginsel in ons gemeente, en ek en Pam neem die voorbeeld, ons neem die leiding daarin. Die Bybel sê vir die vrou, respekteer jou man. Respek is 'n ander vorm van liefde. Vrou, respekteer jou man. Vrou, as jy jou man respekteer, sal jy sy naaktheid bedek. Wat bedoel ek met naaktheid bedek? Jy weet aan die begin, toe God Adam en Eva maak, toe staan Adam en Eva naak voor mekaar. Dit beteken niks is weggesteek. Sê niks weggesteek. Sê geen geheime. Sy ken jou deur en deur, sy ken jou fisies, sy ken jou emosioneel, sy ken jou geestelik. Sê geen geheime nie.
dis naaktheid, deurskynende lewe. Mans, jy wil 'n tawwe ou wees en macho wees, maar jy het 'n paar swak punte. En jy het 'n paar goed wat jy eintlik van ons wil sê nie. Mevrou, jou werk en een van jou grootste doele is om daai swakpunte van jou man te bedek. Sy skaamte te bedek. Nie dit vir die ander vrouens op die teeparty te vertel nie. Jy weet, ek en my man is gelukkig, maar hy het hierdie een punt. Hy snork my elke aand wakker. Ek kan nie slaap nie. Wat is jy besig om te doen? Jy's besig om jou man se skaamte te ontbloot. Ek's ernstig. My man is okay, maar hy het hierdie een probleem. Sy voete stink. Wel, mevrou, jy moet sy skaamte bedek. En dit nie vir die hele wêreld loop vertel nie. En vir Here gaan vra, wat kan ons doen in verband sy, ek gebruik net maar eenvoudige voorbeeld. Is dit oukei met julle? Gaan na die apteker toe, daar is een nou dan in die kerk, sy naam is Joost. En vra, wat kan ek met my man se voete doen? Sy neus is toe, hy ruik dit nie. Gryp sommer gees om vir my iets, dat sy neus ook kan oopkry of bid vir sy neus. Ek gee 'n eenvoudige voorbeeld. Moenie die hele wêreld, mevrou, moenie die hele wêreld vertel van jou man se swakhede nie, van sy vrese nie, van sy onsekerhede nie, want mans het sulke goed, hoor. Hulle is ook onseker, hulle is ook swak. Die rede hoekom God die vrou langs die man gesit, dit die hulp wat by hom pas, wat sy naaktheid bedek. Sy's nie die baas in die huis nie, sy's nie die voorloper nie. Sy dra nie die broek nie, she's there to cover his nakedness. Die hulp wat by hom pas, om hom te beskerm, sy swakhede te beskerm. Dis hoekom Eva hier uitkom, hier uit die ribbekas uit. Dis swak hierso, enige ou swak hier. Jou rib is beskerm, jou swakste organe, jou longe en jou hart. So dis waar 'n vrou hoort. Hier, beskerm die swakste gedeelte van 'n man. Sy weet, sy ken, as sy 'n man liefhet en daar's 'n baie intieme vertrouensverhouding tussen man en vrou, dan is daar niks weggesteek nie en daai ou deel sy swakhede met sy vrou. Want sy vrou bid vir hom daarvoor. My vrou ken my deur en deur. Sy ken my fisies, sy ken my emosioneel en sy ken my geestelik deur en deur. Niks is weggesteek nie. Halleluja. Is jy nog skaam om voor jou vrou uit te trek? Dan beteken dit jy gaan ook skaam emosioneel vir jou vrou wees. Dan beteken jy gaan skaam geestelik vir haar wees. Sy transparency. Sê deurskynendheid. Halleluja. Mevrou, jy moet jou man se skaamte bedek. Wat gebeur met Noag se 3 laities? Sy seuns. Noag, die man van God, maak foute. Sê almal maak foute. Noag drink homself dronk wat hy nooit moes gedoen het. In sy dronkenskap lekker, dat is lelik. Sê dis baie lelik. Sê dis baie goeie rede om hom te minag. Dit is. Maar geen rede is goed genoeg om hom te minag nie. Jy het baie redes, mevrou, hoekom jy jou man se skaamte kan ontbloot. Want jy is nou al mooi moeg daarvoor, jy lewe nou al 15 jaar saam met hom, en hy sit nog steeds met dieselfde, so jy het 'n goeie rede om jou man se skaamte om te ontbloot, maar nie 'n goed genoeg rede nie. 'n Goeie rede, maar nie 'n goed genoeg rede nie. My man doen dit en my man doen dit. You are exposing his nakedness and there will come a curse on you because of that. Wat het met Gam gebeur? Gam sien sy vader naak daar lê. En hy gaan roep sy broers en sê, "Hey, Pa het vir ons gepreek." Ek preek nie, sê die Heilige Gees my. "Pa het vir ons gepreek om reg te lewe. Kom kyk wat doen hy nou. Hy lê kaal hier, so kom kyk." And he's exposing his father's nakedness instead of covering his father's nakedness. So he went to his 2 brothers. En hy sê vir hulle, "Kom kyk bietjie, Pa het vir ons gepreek. Kom kyk hoe lê hy nou. Wie het hom nie reg gegee om vir ons te preek?" Wat doen hy 2 broers?
Hulle kyk nie eens na sy skaamte nie. Hulle vat komberse. Hulle loop so na hulle pa toe. En hulle bedek sy skaamte. Sê vir jou langs jou, almal maak foute. Maar jy moet jou, vir al die vrouens, jy's daar om jou man se skaamte te bedek. Dis eerbaarheid, sê dis eerbaarheid. As 'n baie oneerbare vrou, wat haar man se skaamte ontbloot. Mevrou, ek wil vir jou sê, jou man het swakhede. Verseker, jy het seker al uitgevind as jy lank getroud is. Verseker het hy swakhede. But you are exactly there to cover his nakedness. Exactly there to be the support that he needs. Amen. Vanmôre praat ek dink hierdie preek beplan nie, hoor, niks nie. Dit kom net soos die Heilige Gees my lei. Okay? Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Hoe kan jy verwag? Jy moet iets uit jou vrou uitkry, as jy nie iets in jou vrou belê nie. Ek het nou gister gedeel en ons het baie gelag, maar ek gaan presies hier so gesê het. Mag ek maar? As jy 'n melkkoe het, sorry. Jy het 'n melkkoe. Vrouens, julle is nie koeie nie, moenie bedaar, moenie worry nie. As jy 'n melkkoe het en jy het 'n vrieskoe, en 'n vrieskoe produseer goeie melk, wie weet dit? Dis een van jou beste melkkoeie. Jy het hierdie melkkoe, maar jy laat haar daar op die gewyde grond loop, daar's 'n beld nie gras nie. Daar is niks om te eet nie. Jy gee nie vir haar lucerne nie, jy gee nie vir haar gars nie, jy gee vir haar niks nie. Sy moet oorleef op hierdie ou kort grasies wat die perde afgevreet het. Wat verwag jy om uit te kry? Ek sê vir jou, is ek 'n droë skiemelk dalk. Huh? Mans, luister vir my. What you put into your wife is what you're going to get out. If you treat her as a queen, she will treat you as a king. I say again, what you men, I speak to you now. What you put into your wife is exactly what you're going to get out. If you treat her as a queen, she will treat you as a king. 'n Vrou is so gemaak. Hoe weet jy, ek is nie 'n vrou nie, wel ek is 'n paar jaar met een getroud. Ek het min of meer agtergekom hoe hulle werk. What you put into your wife is exactly what you will get out. Maar jy sit nie aan om uit te kry nie. Sê onselfsugtige liefde. 'n Man is die heerlikheid van God. Hy is die beeld van God. Die Bybel sê dit, nie ek nie. 'n Man is die heerlikheid van God. God doen dinge onselfsugtig vir ons. So moet 'n man onselfsugtig, unselfish, put into his wife love, protection. He wants to protect her. He wants to guide her. He wants to love her. He wants to serve her. The greatest among you shall be your servant. Mans, jy's nie te groot om die skottelgoed te was nie. Jy's ook nie te groot om jou vrou se voete te masseer nie. Jy's nie te groot om jou vrou se rug in te smeer met olie nie. Nee, ons is nie sulke goed nie. What you put into your wife is exactly what you will get out. You treat her as a queen and she will treat you as a king. Maar as jy daai queen nie lucerne gaan gee nie, en jy gee nie haar gars nie, en jy gee haar nie lekker groen gras nie, gaan jy nie behoorlike melk uit haar kry nie. Jy gaan absoluut afgewaterde melk kry. Maar gee vir hy koei, lucerne, gars, groen gras, treat haar, en kyk wat kry hy koei uit. Lekker melk met botter en room en elke ding. Sê, dit klink lekker. Dieselfde met jou vrou. Jou vrou is nie 'n koei nie, bedaar. Maar dieselfde beginsel. Dieselfde met jou vriende. Wat jy in jou vriende aansit, is wat jy gaan uitkry. What you sow is what you're going to reap. You don't do it to get out in Christianity. You do it because you love. Say unselfish love. But I promise you, somewhere you're going to reap. Al is dit nie by haar nie, jy gaan oes. Amen. So jy saai jou lewe. Jy saai nie net finansies nie. Saai en maai is nie net 'n finansiële beginsel nie. Dit is 'n lewensbeginsel. You sow your life into people and you will reap
other people will come and love you and support you again.